Ons sê goeiemôre broeder en suster, is 11 uur, ons gaan dan begin, ook terwille van die livestreaming. Kom ons gaan net ons hoofde buig en ons oë sluit en begin met 'n gebed. Hemel Vader, dankie vir u liefde en vir u genade. Here, ons moet totsiens sê en ons moet vandag totsiens sê vir 'n vader, ons moet totsiens sê vir 'n familielid, 'n vriend. Here, sy plek is leeg. En dankie dat u elkeen gaan help en vir elkeen gaan ondersteun en onderskraag. U is 'n wonderlike God en ons weet daar's niemand soos u nie. En Here, dankie dat ons vandag kan totsiens sê met die wete hy is okay, dis ons wat nie okay is nie, maar u gaan ons help en hierdeur dra, want u woord sê al gaan ons deur die dal van doodskade wees, hoef ons nie te vrees nie, want u is met ons en ons bring u al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Nou broeder en suster, ek wil net my meegevoel betuig met elkeen van u, mag die Here vir u seën en vir die deurdra op 'n besonderse wyse en spesifiek ook vir die naby familie, mag die Here vir u dra en vir u deurdra deur hierdie moeilike tyd. Nou ek gaan hierdie skrifgedeelte vir u voorhou en dis 'n baie besonderse skrifgedeelte. Die familie het gevra, ek moet asseblief uit Prediker 7 'n stukkie bedien en ek lees vir u uit die boodskap uit, hoor net hoe mooi is dit. Die opskrif is dood is beter as die lewe. 'n Goeie naam is beter as lekkerryk goed en die sterfdag beter as die geboortedag. Dis beter om na 'n plek van rou te gaan as na 'n plek waar mense partytjie hou. Elkeen se sterfdag wag vir hom. Daarmee moet die mens rekening hou. Hartseer is beter as om te lag. Agter 'n strak gesig skuil soms 'n diep insig in die lewe. Iemand wat net geluk najag is dwaas. 'n Wyse weet geluk is onmoontlik. Daarom dink hy baie aan die einde. Ek gaan nou net vir u die begrafnisbrief voorhou. U kan dit volg in die blaadjie. Ons groet vandag ons steunpilaar Johan Babst, gebore 26 April 1966 en oorlede 4 Julie 2024. Begrafnisbrief lees as volg: Die Here het vir ons 'n wonderlike pa, oupa, broer en vriend geleen, wat hy huis toe geneem het op donderdag 4 Julie 2024. 'n Besonderse mens wat altyd daar was vir almal in nood, altyd gereed met liefdevolle ondersteuning en leiding. Nederigheid, goedhartigheid en klankmoedigheid was kenmerke van ons pa. Hy het diep spore in ons almal se harte gelos, maar hy was vir ons geleen en is nou veilig by Jesus waar hy as ons guardian angel op ons afkyk. Nou broeder en suster, ek wil net 'n kort gedagte met u deel, ek gaan nie lank wees nie. En ek wil u bemoedig net, u weet Salomo word beskou as die slimste ou van alle tye, buiten Jesus nou natuurlik die slimste mens wat ooit geleef het. En hy kom met hierdie diep insig na vore waar hy vir ons sê, dood is beter as lewe. Nou wat het hy eintlik probeer sê, want Paulus praat min of meer in dieselfde trant as hy dan Filippense 1 sê, die sterwe is vir my 'n wins, maar die lewe is vir my Christus. Jy sien, as kind van God, is dit beter om uiteindelik te sterf. Hoekom? Want dan is jou lyding verby, jou stryd is verby, jou probleme is verby, en al die dinge van hierdie lewe is verby.
hierdie moeilikhede wat ons elke dag in die oë moet kyk. Want jy sien, as my saak met God reg is en ek is kind van God, gaan ek vir ewig in die hemel wees by die Here. En dis hoekom Salomo dan verder sê, hy sê 'n goeie naam is beter as lekkerryk goed en die sterfdag beter as die geboortedag. Hoekom? Want die dag van jou geboorte begin al jou stryd. Dis realiteite. En met jou sterftedag as kind van God, stop al jou stryd en lyding en al die goed wat ons hier onder deur gegaan het. Dis nie te sê ek moet 'n death wish hê nie, nee. Maar ek moet vir Christus lewe, want dan is die sterwe 'n wins. Dan is dit ons beter om vir altyd by God te wees. En dis hoekom hy dan sê, dis beter om na 'n plek van rou te gaan, as na 'n plek waar mense partytjie hou. Paulus sê ook die volgende, hy sê, ons moet eintlik huil as iemand gebore word, en lag as iemand sterwe. Wat probeer hy sê? Hy sê, as iemand gebore word, begin die stryd. Maar as iemand in God sterwe, kan ons opgewek wees en bly wees. Want daai persoon se lyding is verby. Maar myne en joune gaan aan. En dan sê hy, want elkeen se sterfdag wag op hom. Daarmee moet die mens rekening hou. Kom ons wees realisties, ek en jy dink nie aan dood nie, behalwe as ons by sulke geleenthede is. Ons gaan ook nie daaroor praat nie. Dis bitter min mense wat daaroor praat. Ons probeer dit eerder verhoed. Maar eintlik is dit iets waarna ek en jy moet uitsien as kind van God. Want die dag wat ek gaan sterwe, gaan ek vir ewig by God wees. En dis hoekom dit so noodsaaklik is om jou saak met God uit te sorteer. Want weet jy wat, as jou saak uitgesorteer het, hoef jy nie bang te wees vir die dood nie. Want jy weet waarna toe jy gaan vir ewig by God wees. En dis tog die ultimate. Dit is waar elkeen van ons graag wil wees. Al sê mense hy wil nie hemel toe gaan nie. Eintlik weet hy nie waarvan hy praat nie, want in wese wil elkeen maar gaan. Jy weet, daar waar jy vir ewig by God gaan wees, sonder al hierdie stryd en al hierdie lyding. En dan sê hy, want hartseer is beter as om te lag. Wat probeer hy hier sê? Hy praat eintlik maar oor hierdie tye. Hy sê, wanneer ons hartseer raak, wanneer ons so iemand moet tot sien sê, as om te lag saam met die wêreld, wat op verkeerde pad is. En dan sê hy, want agter 'n strak gesig skuil soms 'n diep insig in die lewe. En dan sê hy, iemand wat net geluk najag is dwaas, 'n wyse weet, geluk is onmoontlik, daarom dink hy baie aan die einde. Ek en jy moet dus maar so 'n bietjie begin dink aan die einde. Ons moet so 'n bietjie dink aan waarna toe ek op pad heen is, en of my saak met God reg is. Ek wil afsluit met 'n verhaaltjie. Ek ken 'n oom wat verskriklik ryk is, en ek kom gereeld by hom. En hy het verskriklik baie karre, ek dink hy het so 100 van hulle. En ek het eendag, het ek vir sy kinders gevra, jong, hierdie karre van julle pa, wat gaan gebeur as pa moet iets oorkom, want pa is nie meer jonk nie, hy is middel 70's. Toe sê hulle verkoop natuurlik. As hulle pa dit hoor, sal hy 'n hartaanval kry. Hoekom? Want dis vir hom so belangrik. Vir my en jou is daar soveel goed op hierdie aarde wat so belangrik is, maar die oomblik wat ek sterf, het dit nie meer die betekenis vir die wat agterbly nie. Hoekom wil ons dan ons oë vestig op hierdie dinge van die wêreld? Ons moet eerder ons oë vestig op die ewigheidsdinge. Dit wat waarde het. Dit wat ek het in God. En mag die Here vir u help en vir u onderneem dat u hierdie konsep gaan verstaan. En ek sluit af met hierdie versie waar hy sê die sterfdag is beter as die geboortedag. Kind van God kan sê, my sterfdag gaan beter wees as my geboortedag. Want die oomblik wat ek sterf, gaan ek na die Here toe en ek gaan vir ewig daar wees. En mag die Here vir u help en ondersteun en onderskraag op 'n besonderse wyse. Ek sluit nou af met 'n getuienis voor ek gaan bid. 'n Klompie jare terug, ek sal nooit vergeet nie, Sondagoggend vroeg, dit was 2 of 3 in die môre, kry ek 'n oproep van 'n familie en ek jaag hospitaal toe. Toe's dit ma wat op haar laaste is. Sy's besig om te sterf. En die hele familie is daar saam getrek en toe ek by die tannie kom en ek vat haar hand, reeds baie swak gewees, sien sy my en sy het vir my die mooiste glimlag gegee wat jy kan imagine. Wat sien haar saak met God was reg en jy kon sien dit straal uit haar uit. Sy het alreeds God begin ervaar. Sy het geweet ek gaan nou by God wees.
En terwyl ek daar by haar staan, hoor ek 'n onaardse gil in die gang af in die hospitaal. En die hoofsuster kom ingehardloop en sy sê, pastoor, asseblief kom help, groot dramas. En ek verskoon my van die familie en ek hardloop saam met die suster. En ek stap by 'n kamer in en ek was nie reg vir dit wat ek daar gesien het nie. Hier lê hierdie jong man. Maar terwyl hy daar lê, vloek hy God. En hy vloek my en hy vloek die suster. En hy sê hierdie verskriklike goed. Maar ek hoor hoe skree hy, die vlamme brand, ek brand. En nou probeer ek met hom praat om vir hom te sê, weet jy wat, laaste kans, maak jou saak met God reg. En hy vloek my weer en hy vloek God weer. En weet jy, soos hy dood, verskriklik. Ek het dit ervaar, ek het dit gesien. Hoe verskriklik was dit nie? En ek is met 'n hartseer hart daar uit, want ek was daar met die laaste oomblik en ek is toe net betyds om te sien hoe hierdie tannie gaan, met hierdie glimlag op haar gesig. En toe voel ek beter. Maar toe weet ek, wat is die verskil om in Christus te sterf en sonder Christus te sterf? Ek het dit sommer op een oggend ervaar, binne 'n paar minute van mekaar af. Maak seker jou saak met God is reg. Want dan kan jy in vrede in Christus sterwe en dan kan jy sê, soos wat die woord sê, die sterwe is vir my 'n wins, maar die lewe is vir my Christus. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dankie vir hierdie besonderse gedeelte in Prediker 7. Here, help ons dat ons saak met U uitgesorteer sal wees, sodat as ons sterf, ons weet waarna toe ons sal gaan. Here, Johannes Passon Babs, sy lyding is verby. En hy is by U, daar's vrede, daar's rustigheid. Hy sal nie wil terugkom nie omdat hy nie sy geliefdes lief het nie. Maar wie sal wil terugkom na al hierdie stryd en lyding hieronder? Here, help ons dat ons saak sal reg wees, sodat ons hom weer sal sien. En vir ewig saam met God gaan wees, waar ons herenig gaan word met ons geliefdes eendag. En ons bring U al die lof en al die eer in Jesus naam en ons eer U Vader. Amen. Ek wil dan net voor ons die draers gaan uitlees, wil ek net die bedankings doen namens die familie. Dankie aan Eugene Maree, sy ongevalle span, Steve Biko se ICU span en ProMed ambulansdienste. Dankie aan oom Louise en Marco vir die ondersteuning en gebruik van Cavemans. Dankie aan Pieter, Estel en Johan met die hulp van die verversings. Dankie vir Billy Hande en oom Herman vir elke keer se deure en die ander vir ondersteuning. Dankie aan oom Doppies wat spesiaal van Londen af deurgekom het vir ondersteuning. Dankie vir Agapai begrafnisdienste dat julle alles moontlik gemaak het op sulke kort kennisgewing. Dankie pastoor Andries vir die diens en dat ons altyd op pastoor se knoppie kan druk. Dankie vir almal se ondersteuning en gebede. Dankie vir almal wat van ver af gekom het. Dankie vir die familie se ondersteuning en aande se ombel. Dankie aan hom JP vir al die reëlings vir die fondsinsameling. Dan ook vir elkeen wat 'n donasie gemaak het. Maak nie saak hoe klein nie. Dankie vir die hulp. Dit het baie meer gehelp en beteken as wat julle dink. En dan het die dogters net gevra. Ons wil net dankie sê vir CD en Hetty van Wise Books en Trudy en Andrei van Tulani, want hulle is vandag ook hier, dat julle Michelle en Jeanette afgegee het om elke dag hospitaal toe te gaan, om saam met hulle pa die laaste tyd deur te gaan. Dis nie baie besighede wat dit deesdae doen nie, dit word opreg waardeer en dankie vir julle, mag die Here vir julle seën. En dan wil ek net nog een afkondiging maak, na die verrigtinge hier sal daar verversings by Cavemans bedien word en is baie welkom om dan soontoe te gaan ook. Ek gaan dan die draers uitlees en soos ek hulle lees, gaan hulle net daar by die lijksaal by mekaar kom. En sodra ons daar reg is, gaan 'n liedjie begin speel en ons gaan na die graf toe beweeg en dan ook die formulier lees en die laaste totsiens ook dan daar doen. Die draers is die volgende, daar's 8 draers van hulle, slippedraers is Roan Legrand se vriend, Herman Babs broer, Hendrik Brand broers kind, Johan Babs broers kind, Billy Babs broers kind, Louise Ferreira vriend, Anthony van der Bank vriend, Pieter de Beer vriend,
Leon Wessels vriend en Benny Olivier vriend. Ek gaan vra dat daardie 10 persone net vir my gaan aanmeld daar by die Lijkswaar asseblief. Baie dankie. Ons gaan daai kant toe kyk en dan gaan die wat regs is gaan links vat, die wat links is gaan regs. Dan gaan ons uit reverse en dan gaan ons met die voet en eers in. Hierdie is die kop van die eers op die kop. Wat die twee by die kop vat eerste en julle kyk na die Lijkswaar toe. Ja. Ons gaan Kyk na die Lijkswaar. Pasop net daai kop hoor dat jy nie jou kop stap nie asseblief. Never not remember you. Ons gaan dan nou luister na nog 'n liedjie terwyl die kus stadig laat sak gaan word en daarna gaan ek die formulier lees. En nadat ek afgesluit het, dan kan u ook u laaste huldeblyk kom betoon en ook die laaste totsiens sê. So daai liedjie gaan begin speel en die kus gaan stadig laat sak word. Baie dankie.
I will start my dream. Start my dream. Only be afraid. Thoughts ahead. Take away my fear. Sweat and blood. Hide my veil a tear. Say a prayer for me. Close your ears and remember me. Kom ons gaan ons hoofde buig en ons oë sluit. Dit is die almagtige God, die Here van lewe en dood behaag om die gees van ons ontslape broer Johannes Passon Babs te laat terugkeer tot God wat het gegee het en wat gesê het stof is jy, tot stof sal hy terugkeer. Daarom neem ons sy liggaam weg tot op die dag wanneer almal wat gesterf het, die stem van die Seun van God sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. In die woord leef vir ons stof is jy, tot stof sal hy terugkeer. En Hemel Vader, dis nou die moeilikste oomblik van vandag, daai finale totsiens. En dankie dat jy hierdie familie en vriende nou gaan help om afskeid te neem. Afskeid te neem van hierdie vader, van hierdie oupa, van hierdie broer, hierdie familielid, hierdie vriend. Sy plekkie is leeg. Maar Here, U is hier om ons nou te help en ons deur te dra. En dankie vir die liefde en vir U genade. Deur hierdie dal van doodskade, wie weet ons hoef nie te vrees, U is met ons. En mag dit die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees, tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan nou kans gee vir elkeen van u om te kom afskeid neem. Ek gaan eerstens vra dat hy naby familie eers te gaan kom. Daar is 'n rosie vir u om laaste totsiens te sê. En dan is daar ook roosblare vir elkeen van u te kom afskeid neem. En daarna gaan hulle die apparaat verwyder en dan sê welkom ook om 'n grafgrond te kom strooi tot laaste nagedagtenis. So ons gaan dan luister na daai liedjie terwyl die naby familie na vore gaan kom. Baie dankie. Didn't know today would be our last, or that I'd have always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me
and I'd fall in a world where heroes come and go. Well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. As daar nog enigiemand is welkom om nou nader te staan. Baie dankie broeder en suster, ons gaan kans gee dat hulle net die apparaat verwyder en dan ons elkeen van u welkom om ook 'n graag rond te kom sooi tot laaste nagedagtenis. Baie dankie dat u hier was. Mag die Here vir u ryklik seën. Ek wil my net vir u herinner, daar by Keisman sal daar vir Kersfees bedien word. Baie dankie vir u, die Here seën baie ryklik. Baie dankie. Tell me what does it look like in heaven? Is it peaceful? Is it free like they say? Does the sun shine bright forever? Have your fear and your pain gone away? Cause here alone now feels like everything good is the same since you left. Everything's different. There's an emptiness. Oh, I hope you're dancing in the sky. I hope you're singing in the angels' choir. And I hope the angels know what they have. Our bed is so nice.
up in heaven since you arrived. So tell me, what do you do up in heaven? Tell me, are you happy? Are you more alive? 'Cause here on earth it feels like everything good is missing since you left. And here on earth everything's different. There's an emptiness. Ek gaan net vra die twee se eerste vraag dan I gaan strooi. hope you're dancing in the sky. And I hope you're singing in the air. And I hope the angels know what they have. Our feel so nice, since you arrived. I hope you're dancing in the sky. I hope you're singing in the air. Johan, And I hope you're Dan word ek dit gekrap, maar gaan julle aan. Jy sal almal 'n beter kry. Dan word jy baie. Blink wat ons daar inkom. Wie drukker? Ek wil jy nie laat ek skree nie. asseblief. So as iemand die laaste saluut op Babs gaan drink, jy net dry staan nie asseblief. Weet jy met ek maar al shooter klaar sit. Dan skuld jy Marco een. Het jy wit of 'n swarte gekry? Nee, het jy van julle sin gekry? Hard daai. Ja, en ek kyk in dit klas as asseblief terugkeer met die sulke gebaar. Ja, Sanchez. Dino.
Of moenie staan. Nee, moenie. Ek sal Val nou in die gat, Jan. Sien net hoe skuif. Ja. Kan ek gemaak. Toe. Bingo. Benny, wat Benny? Please. Hoe kan dit? Ja? Nee, Lorraine het my order gegee. Kona. Jy het min plek. Nee, gaan nie jou broek aftrek nie. Papa? Nee, jy is by die werk nie. Hæ? Papa? Benny? Wil ik dit als wat niet? Donkie. Donkie. Jy moet nie so moeilik wees nie. Dit is jou plaas. Hy het nie by jou. Nee, dit is zo een aflossing. Dit is Leon! Leon! Louis, Ja, pas op my voet, hè? Hoor jy, jy moet op 'n manier luister, pas op my voet. Meneer Carson. Pas op my graf.
Thanks, Babsy. I miss you, bro. Daisy, deze morgen moet ik komen alsjeblieft. Arlu. Foi. Do zadania was. Again? You ready? Okay. Finish Ingo, that's someone else's. Good. You must just fill up your nie so gooi nie, want anders ons met die mense se grond op. Ja. Je gooit.
No problem. Kon jy die en hy skep 100%. Daai nodig om te chop. Hey. Kom. Ek kan nie so. Hæ? Kijk, dis wat is al hierdie wat hier is. Wat hier hierso. Nee. Laat moet 'n bietjie meer. Hallo. Ja, dankie man. Kyk. Ja. Ja, hy graf daar. Ja, nee, dit is so vas. Ja.
Ik moet gezegd niet allemaal aan. Ja, dat is fijn. Was hem niks, Ken je veel vraag? Allemaal die antwoord. Elke antwoord is dat. Vragen te antwoorden.